Dit is Woensdag 31 Julie. Ons gaan aan by hoofstuk 45, Donderstorms op Belter. Ek sing en lees elke aand vir Emmy en Bea en vryf hulle ruggies voor slapenstyd. Kinderstories by die hordes. En dan sing ek Liewe Jesus in die nag deur Lise Beekman en die Onse Vader. Al die versoeke is natuurlik 'n manier van hulle om my langer by hulle in die kamer te hou. In ons beskeie houthuis op 'n koppie in die middel van nêrens. Die woorde van Liewe Jesus in die nag word juis gevolg deur hou oor ons huisie wag. Dankie vir die maan en die sterre wat skyn. Dankie Here Jesus dat U by my bly. Dit is my gebed ook, veral tydens terwyl ons so blootgestel is aan die uiterste weeromstandighede elke dag en elke nag onder die sterrehemel. Wanneer daar 'n storm opsteek, is dit kompleet soos 'n reus se voetstappe wat stadig nader kom. Deur in die verte die eerste dreuning en dan nog een. En soos wat dit nader kom en die dreunings ook korter op mekaar en die wind begin sterk en koud waai. Die woeste storm bou op totdat die water deur ons vensters druk. Dan is alles nat. My lang hare staan horisontaal voor my gesig soos die wind waai en dis binne in die huis. Die kinders het lankal by ons kom inkruip onder ons king-size beddegoed. Ons het ons bed weg van die venster af geskuif na die middel van die vloer. Nou is daar net 'n fyn sproei wat die bed nat maak. Ek en Wynand het al die handdoeke wat ons het oor die duwy gegooi om te keer vir die water. Die kinders lê doodstil. Ek en Wynand sit elkeen op 'n stoel en wag vir die storm om verby te gaan. Ons voete is in plasse water op die vloer. Die volgende oggend dra ons alles uit in die son. 'n helder sonskyndag. Nie 'n teken van gisteraand se storm nie, behalwe vir die deurdrenkte beddens, handdoeke en maatjies. So staan alles vir die dag buite. Vat 'n treurige gesig om te aanskou. Maar teen laatmiddag kan ons weer alles indra en gelukkig teen slapenstyd is alles weer droog. Waterskade maak vlekke op jou goed en dit lyk maar sleg. Maar as dit al is wat jy het, dis bruikbaar, dan is jy dankbaar. Seker die eerste keer in my lewe werklik dankbaar. Dis 'n stil aand na die storm en die sterre is selfs helderder as op Jakkalspits buite Henties Bay in Namibië. Ons sit buite. Emmy en Bea is met hulle beddegoed agter op die cruiser. Dan kyk ons na die sterre en Wynand vertel vir ons alles wat hy daarvan weet. Die sterre vertoon so naby, asof 'n mens daaraan kan vat. 'n beskrywing wat hier tot sy volle reg kom. Wynand wys vir ons die Suiderkruis, die Orionse gordel en die Melkweg. Weereens kan jy nie glo dis dieselfde plek wat gisteraand vernietig was nie. Maar vanaand is dit weer gogga aand, daarom sit ons ver weg van die lig af. Alle deure is dig toe om seker te maak die krioelende swerms kom nie by die huis in nie. Later die aand loop Emmy en Bea rondom die huis om paddas te vang. Emmy het die flits en Bea 'n groot leë Nido poeiermelkblik. Sy gaan af op haar hurke en gryp die padda van agter af, gooi hom in die blik en sit die deksel op. Hulle giggel en gril en skree met elke vangs, en so loop die twee die werf vol en vang paddas totdat die blik vol is. Emmy het 'n deursigtige penneblikkie waarin hy 3 paddas sit en dit weer toemaak. Hy maak die penneblik op 'n tafel op sy sykant staan en plaas 'n flitslig agter die penneblik. En sien daar, hulle het 'n padda silhouet toneelspel. Die tweeetjies gooi hulle kombers oop op die grond voor die tafel waarop die paddas optree. Hulle vra vir springmielies wat eintlik grondboontjies is, maar hulle maak of dit springmielies is. Wynand skink vir elkeen 'n glas aanmaak koeldrank. So sit Emmy en Bea en skater van die lag vir die paddas wat doodbenoud rondspring en onwetend 'n vertoning gee. Die volgende oggend is 'n klompie kraaie weer daar. Hulle raas eintlik met hulle kenmerkende geluid. Al die paddas in die groot blik is nou vrek. Bea stap nader na waar die kraaie wy en gooi die hele blik versmoorde paddas vir hulle op die grond uit. Die kraaie hou fees.
Weer tot die kinders se vermaak, maar eintlik ook vir ons, is dit iets om te aanskou. Maar Bea oortref al hierdie fascinerende dinge die dag toe sy vir een para 'n klein pink poprokkie aantrek. Ons en die besoekers op die plaas bars almal uit van die lag toe ons dit sien. Dit haal aan die einde van die maand ons nuusbrief as foto van die maand. Ons het eers langlewe melk gebruik, maar vinnig agtergekom dat Nido poeiermelk langer hou en dit is goedkoper. Dit is dus elke keer deel van ons aankope by Mohammed in Dulisi. Juis die blik wat so handig was met die kinders se paravangste. Ek en die kinders sit op die vloer van hulle slaapkamer en blaai deur 'n boek wat gaan oor waar eiers, melk en ander produkte vandaan kom. Die kinderboek se illustrasies is kleurvol. Daar is 'n prent van 'n hoender en kuikens waar hulle vertel waar eiers vandaan kom en 'n koei om te wys waar melk vandaan kom. Ek vra agterna vrae oor die boek. Watse dier gee vir ons eiers? 'n Hoender. En waar kry ons melk? In Dulisi, roep die kinders tegelyk uit. Mens moet elke dag, elke aktiwiteit ekstra mooi beplan. As jy wil knoffelbrood maak, moet die brood eers gebak word en die knoffel geskil en fyn gemaak word. Of, as jy wil wasgoed was, moet jy eers gaan petrol koop. Die petrol is vir die klein kragopwekker wat water pomp vanuit die put na die watertank en dan na die wasmasjien. So ry ek en Tannie Trudy Makabana toe. Dis so 20 km vanaf Belter. Die Land Cruiser is besmeer met dik modderspatsels wat al hard geword het. Die twee-spoorpad is dig toe onder die hoë gras, wat na 'n storm horisontaal oor die pad hang. Die gras slaan teen die vooruit soos ons ry. Dis ruig en hoog. Jy kan nie 'n meter voor jou sien nie, en dit veroorsaak ook dat die engine te vinnig warm raak. Dit gaan stadig, maar ons vorder. En soos wat die lang nat gras teen die cruiser slaan, het dit dieselfde effek as 'n outomatiese kar was. Ons toet ook kort as waarskuwing vir mense wat dalk te voet op pad is met dieselfde paadjie. En wanneer hulle ons sien, groet hulle vriendelik met 'n breë glimlag. Bonjour! Die Kongolese werk fisies baie hard en hulle besit niks, maar hulle is altyd vriendelik en het 'n mooi gesindheid. Nog iets waarvan ek bewus geraak het hier. Ander mense is gelukkig en tevrede met veel minder as wat ek het. Dis maar een van baie dinge wat die Kongo vir my geleer het. Hier leer ek ook van die weerpatrone en seisoenveranderings. Voorheen, in Pretoria, sou ek bloot gereageer het volgens die nuwe seisoen en klere en modes wat in die winkels verskyn, en die verandering in die lug, eintlik 'n voorspelbare patroon. Maar hier op die plaas, waar ons oneindig ver oor die vlaktes kan sien, is dit opvallend hoe die son van posisie verander en elke dag en week 'n entjie verder op die horison ondergaan. Die kleure van die lug verander en jy kan sien uit watter rigting die weer opsteek en waar dit reën. Een oggend 6:30 meet ons die laagste temperatuur nog, 19 grade Celsius. Dit is tydens die tropiese winter gedurende Junie, Julie en Augustus. Dis ook die droë seisoen. Ons kry wel koud omdat ons geakklimatiseer is. Ons dra permanent kortbroeke en plakkies. Dis heeltemal onprakties om 'n denim of netjieser klere te dra. Daarvoor is dit nooit koel genoeg nie en die humiditeit maak dit ongemaklik. Reëntyd is Oktober tot Mei maand en dis dan ook die warmer seisoen. Dan is die paaie modderbaddens en dis uiters stresvol om te ry. Gly oral waar ons gaan. Tydens die tropiese winter brand die plaaslike bevolking die velde. Dit is skrikwekkend om die massiewe vlamme teen die donkerte van die nag te sien. Partykeer nie baie ver van ons grond en landerye af nie. Wynand maak vroegtydig brandpaaie rondom ons landerye. Dan daal daar roet uit die lug op ons neer vir weke aaneen, soos sagte pikswart blaartjies. Dit kom deur die sinkdak en land op ons beddens en op die vloer, elke dag so lank as wat die brande aanhou. Dit moes seker tussen die nate waar die dak en die muur bymekaar kom ingewaai het, maar dit het binne in die huis gelyk so swart sneeuvlokkies.
Dit ruik en lyk ook soos winter in die Hoëveld, triestig en vaal. Hoofstuk 46, Belter se eerste plantery. Op my pa se verjaarsdag 22 November 2012 begin Wynand op Belter plant. Ons eerste mielies word geplant in die 100 hektaar wat hy voorberei het. Die trots en opgewondenheid is onbeskryflik. Ons ry van toe af elke Vrydag tot op die hoogste punt van ons grond om foto's te neem. Dis hiervandaan waar mens die beste uitsig het oor die hele Belter, met ons opstal deur ver sigbaar. Die mielies groei dat die bissies bewe, lowergroen, sterk blaartjies wat onder die grond uitkom. Dit begin weer lyk soos 'n sagte groen kombers wat nou die eens ongerepte stuk aarde bedek. Ons neem video's en foto's soos die weke verbygaan. Dit is in alle opsigte, soos die ou mense gesê het, om iets in geloof te doen. Ons het nie 'n stroper nie en daar is geen vooruitsig dat ons wel een in die hande sal kry nie. Maar ons glo dat ons die antwoorde sal hê wanneer die oes moet afkom. Intussen vat ons dit dag vir dag. Doen wat jy kan met dit wat jy het. You don't have to see the whole staircase, just take the first step, soos die woorde deur Martin Luther King Jr. Soos wat oorlede Gideon dit gestel het, is die plaashekke nou gesluit tot April. Dis wanneer die mielies se voginhoud reg sal wees en dan is dit tyd om te stroop. Hoofstuk 47, Carte Blanche kom kuier op Belter. In die tyd wat ek en die kinders in Suid-Afrika gekuier het die populêre TV-program Carte Blanche se aanbieder, Derek Watts, en sy span vir Wynand op Belter kom besoek. Dit was 'n insetsel op die program wat gegaan het oor waar is Wynand de Tooy en wat doen hy deesdae. Carte Blanche se programme is grootendeels oor skande en drama, maar aan die einde van elke episode is daar 'n feel-good insetsel. Ons storie was vir die feel-good gedeelte. Win Bauer, 'n vryskut joernalis, het saam met die konvooi uit Pretoria vertrek op 'n scrambler motorfiets en hy het alles afgeneem. Die konvooi self, die ontbossing, die eerste plantery en hoe almal nes geskop het. Kyk, in daai tyd het almal nog nie selfone gehad met hierdie kameras soos ons dit vandag ken nie. Dit was nog die ou Nokia fone en party mense het Blackberries gehad, so nie almal het 'n kamera byderhand gehad nie en hy het dit juis met so 'n handvideokamera afgeneem. Sy beeldmateriaal het handig te pas gekom in Carte Blanche se samestelling. Wynand het die ander boere vroegtydig in kennis gestel dat Carte Blanche hom kom besoek. Dit kon vir al die boere baie goeie dekking en erkenning gegee het, maar hulle het eenvoudig net nie belang gestel nie. Hulle het ook klem daarop gelê dat die kameraspan nie op Malolo mag kom afneem nie. Dus het die Carte Blanche span op Belter kom kuier en diegene wat wel belang gestel het saam kom kuier. Derek Watts het agter op ons cruiser oral saam gery waar Wynand hulle gaan rondwys het. Wind verwaaid en vol rooi stof net soos almal anders. Dis toe dat hy gesê het, jy kan Dolisie se varsprodukte mark ruik voor jy dit sien. Daar was op die ou end 'n goeie program gemaak en uitgesaai. Die program het tot gevolg gehad dat ons nuusbrief ook al hoe meer populêr geraak het en meer mense bereik het. Ons was in hierdie stadium nie baie aktief op sosiale media nie. Hoofstuk 48, Belter se nuwe inwoners. Toe ons eers lekker ingerig is op Belter, raak dit tyd vir ons skaap wat ons met die aankoms op Malolo persent gekry het, om huis toe te kom. Ons neem ook die ander boer se Jack Russell en Boerboel offisieel aan. Saam met ons eie hond, Rasha, het ons skielik 'n paar troeteldiere. Ek en Wynand en die kinders kom op Malolo aan en ons laai die 2 honde en die skaap agterop. Ons bind die skaap se pote 2 aan mekaar vas en laat hom op sy sy lê. Ons 2 klein kindertjies, honde en 'n skaap. So is ons weer terug huis toe, deur die veld op die pad wat Wynand geskraap het. Die kinders is so opgewonde en vryf die diere en giggel so ver as wat ons ry. Bea besluit dat die skaap 'n bokkie is en vra of Springbok, dis sommer sy naam, die aand saam met hulle kan bad.
Nodeloos om te sê, het dit nie gebeur nie. Maar die volgende oggend toe Bea langs my wakker word, kyk sy met haar dikgeslaapte oogies en bos deur mekaar krulhare wat in alle rigtings staan, deur die gaas van die venster en roep uit, "Mamma, Springbok is wakker." Springbok wy daar om die huis rond en raak al hoe meer Hans. Eendag hoor ek hoe die kinders gil en daar is 'n geskommel in die huis. Springbok kom met 'n spoed uit die huis uitgehardloop en in dieselfde aksie raas ons met hom. Hy het in die kinders se kamer gaan mis. Klein bolletjies oor die hele vloer. Emje en Bea vind dit hysteries snaaks en ou Naftal is dadelik daar om skoon te maak. Springbok gaan ook soms by ons kombuis in en gaan staan op sy agterpote met sy voorpote op die blad, dan vreet hy enige iets wat voorkom. Suiker, margarine en brood. Ons margarine staan buite die yskas, want dit smelt nie in hierdie drukkende hitte nie. Dit laat 'n mens wonder wat in daardie margarine is wat keer dat dit smelt. Een nag hoor ons 'n hengseoproer. Selfs die werkers is daar met wapens om die animaal, soos dit in Portugees uitgespreek word, te kom soek. Dis Springbok wat vir Rasha, ons klein hondjie, al om die huis jaag, en Rasha chunk benoud so ver as wat sy vlug. Springbok is die animaal wat almal opjaag in die middel van die nag, tot op 'n dag. Dit was vroeg die oggend toe Wynand afstap om die kragopwekker te gaan aansit. Springbok gaan toe by ons voordeur in en maak hom op ons duvet wat op die vloer lê gemaklik. Hy het ook die duvet nat gemaak en hy gaan lê so ewe op die droë kant van die duvet. Dis die dag wat Springbok kos geword het. Ek kon nie die vleis eet nie, ek grom my dood vir die bloedstrepe soos wat Wynand die vleis bewerk en in die vrieskas pak. Dis seker die naaste wat ek daaraan was om 'n vegetariër te word. Ons mielies staan nou al mooi hoog en ons kan groen mielies pluk om te eet. Emje wys vir my hoe presies 'n mielie gepluk moet word. Hy het dit by Wynand geleer vroeër daai dag. Opgewonde gaan ons huis toe met 'n sak vol. Kook dit op die stoof en so sit ons vier om die tafel vir middagete en smil. Emje stop, haal iets uit sy mond, kyk daarna, dis een van sy tuintjies. Hy gooi die tand ongeërg oor sy skouer agtertoe en eet verder. Dis toe dat ons besef dat ons nog nooit vir die kinders van die tandmuis vertel het nie. Emje spring op en soek sy tuintjie. Veer dit mooi skoon af en berg dit dadelik in sy skoen. Gelukkig het die tandmuis kontant by hom en Emje ontvang sy vergoeding die volgende oggend in Sifa. Hoofstuk 49. Frans en Portugees. Naftal is ons huishulp en hy hou die werf ook netjies. Hy is oorspronklik van Angola en is Portugees sprekend. Hy het in die laat 70er jare gevlug uit Angola uit tydens dieselfde bosoorlog waarin Wynand betrokke was. Daar woon heelwat Portugese vlugtelinge in die Republiek van die Kongo. Hulle was uitgeplaas na die platteland weg van die stede af en dis waar Naftal ook nou woon. Hy praat Frans ook. Europese Portugese verwys na Afrika Portugees as Portuguese, omdat dit nie suiwer is nie. Dieselfde geld vir die Franse taal ook. Ek wou baie graag Frans leer praat, maar nie die Afrika weergawe nie. Nou ja, Naftal is die enigste ou vir wie ek kan klank word met my Franse woorde, wat ek vir myself geleer het deur middel van Google Translate. As Naftal 'n label optel en vir my wys, gee hy eers die Franse woord en dan die Portugese woord daarvoor. Hy wil sommer beide tale tegelyk vir my leer. Nadat ek eendag die dae van die week in Frans kon opsê, naamlik lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi en dimanche. Net daar besluit Naftal, ek kan nou Frans praat en hy trek los met 'n hele gesprek in Frans. Waarop ek net gelag het en sê, "No parle français." Dis kort vir, ek kan nog nie Frans praat nie. Hoofstuk 50, Makabana met die onafhanklikheidsfeesvieringe.
So word ons genooi om die dag by te woon. Ons verstaan nie mooi wat die dag se program alles behels nie, maar die prefektuur van die gebied het ons genooi, dus gaan ons. Ons gaan eers 'n draai maak by die burgemeester van Makabana se huis. Die huis is vervalle, maar dit het die mooiste uitsig oor die vallei en die Niari rivier. Die burgemeester verduidelik dat ons wel die toilet kan gebruik, maar dat ons net eers vooraf moet sê, sodat sy dogter 'n emmer vol water kan gaan skep en huis toe bring vir die spoel. Ons gaan sit op die stoep. Een van die burgemeester se dogters bring vir ons eetgoed op 'n groot bord uitgepak. Olywe en tannestokkies om die olywe mee te eet en droë beskuitjies. Dis met sorg voorberei. Die jong dogter sit die bord op die tafel neer, tesame met glase en 'n geseelde bottel VAT 69 whisky. Dis nog nie eens 10:00 in die oggend nie. Die burgemeester skink vir ons elkeen van die warm whisky. Selfs die wat nie drink nie, moet ook maar sluk. Emie sit en bou mannetjies met die tannestokkies wat hy met olywe las om homself te vermaak. Daarna beweeg ons almal saam na 'n paviljoen van 'n sokkerveld wat net uit grond bestaan. Daar is sitkamerbanke uitgepak voor die plastiek sitplekke van die paviljoen self. Dis vir die baie belangrike mense en hulle sit breed in die banke, gereed vir die verrigtinge om te begin. By 'n podium staan 'n man wat toesprake lewer oor 'n megafoon en 'n volgende hou 'n sambreel bo sy kop vas. Hulle maak aankondigings en dan kom groepe mense verbygestap, amper soos 'n huissport atletiekbyeenkoms se optog, wat voor die paviljoen verby beweeg en dan deur die toeskouers toegejuig word. Elke groep verteenwoordig 'n verskillende afdeling van die munisipaliteit. Wat se dienste hierdie munisipaliteit verskaf sal net hulle weet. Ons glimlag maar en klap saam hande. Hoofstuk 51. Dorp toe saam met my buurvrou. Die Forsiers is ons bure, oom Hannes, tannie Trudy en hulle seun Johan. Ek en tannie Trudy het seesaw gery op die plaas. Wanneer ek af is sy die een wat my opbeer en wanneer sy af is ek die een wat haar opbeer. Soos net vriendinne kan. Wanneer ek en sy dorp toe gaan, gesels ons al die pad. Sy sal sê, dis seker die meeste van wat 2 blonds nog in die Kongo gehad het. Ten spyte van die feit dat ons baie afpak teenoor mekaar, lag ons ook baie. Een oggend haak ons sommer by voorbaat oom Hannes se bakkie, waarmee ons die dag ry, agter aan die trekker. Die modder is dik na die reën, so ons skop voorbereid af. 'n werker ry die trekker en nog een sit by hom. Ons vorder gemaklik, stadig maar seker deur die plasse en so span en verslap die tou waarmee ons gesleep word. In een stadium ry die trekker baie stadiger en so hak die tou af. Die trekker ry en daar bly ek en tannie Trudy agter. Die toeter van hulle bakkie werk ook nie meer nie en daar sit die 2 blonds. 'n hele end verder kyk die tweede werker vir die eerste keer om. Hy hop eintlik toe hy sien ons is nie meer met hulle nie. Dis die vinnigste wat ek 'n trekker sien omdraai. Ons is weer aangehak en hulle sleep ons tot by die hoofpad, waarna hulle weer terugdraai by Altair toe vir die dag se werk. Die hoofpad is redelik onlangs geskraap, maar steeds seepglad. Skaars paar 100 meter verder verlaat ek en tannie Trudy onbeheers die pad. Dis asof die gladde modder jou vat op 'n denkbeeldige spoor, soos 'n rollercoaster sin, waaroor jy geen beheer het nie, na 'n kant toe en dan tot stilstand ruk. Asval geskrik sit ons. Wat nou? Ek probeer reverse, maar te vergeefs. Die wiele spin en skiet net modderwater in die lug op. Genadiglik stop 'n verbygaande voertuig by ons. Die 2 mans, 'n Libanees en 'n Kongolees. Nie ons of hulle het 'n sleeptou nie, en een van hulle haal 'n hemp en 'n handdoek uit hulle kar. Hy skeer dit in repe sodat dit langer kan wees en knoop die 2 aan mekaar vas. Nou het ons 'n sleeptou. Nie baie stewige ene nie, maar dis al wat daar is. Hy bind die een punt aan hulle voertuig vas en die ander punt aan ons voertuig.
Met die eerste probeerslag kom die knoop tussen die hemp en die handdoek los. Een van die mans gooi die hemp een kant. Die handdoek is sterker, maar nou is die speling baie kleiner tussen die twee voertuie. Taal, grense en al beduie en keer elkeen so goed as wat hy of sy kan, sodat ons nie hulle voertuig stamp met die momentum, soos ons oom Hannes se bakkie trek om uit te kom nie. Kaalvoet en enkeldiep in die modder en gras. Ek het my plakkies uitgetrek. Vir die hoeveelste keer dink ek aan hoe die voertuigers moes klaarkom. Hulle voertuig engine dreun. Oom Hannes se bakkie beweeg saam en die volgende oomblik is ons terug op die pad. Net nog 'n dag in die Kongo. Dankie dat jy saam geluister het en dat jy like, subscribe, share en die belbutton druk en dankie ook vir die finansiële bydraes. Jy moet 'n mooi aand hê.